laaste paar weke daar was. En dinge was 'n bietjie rof aan ons kant. So die laaste week, die vorige keer se 2 preke behoort hierdie week op te wees. So met ons wat getrek het en so was dinge so 'n bietjie rof in die kantoor en oralste. So ons speel so 'n bietjie catch up. So dankie dat jy geduldig is, amen. As jy nie is nie, daar's 'n kursus met die naam van 7007. Die boekie is te kry by die deur. Ek kry vir jou boekie en ek glo alles gaan oukei wees. Amen. So en ek is lief vir die Heilige Gees. Amen. Ek is lief vir Jesus en ek is lief vir die werk van die Vader. En weer God vir ons is. Ek wil nou sê, moenie mis die 29ste. Hy gaan ons 'n groot diens hê hier by ons gemeente. Jy gaan met vroeg kom 6:30. Ons sal vir mense bid vir die dooping in die Heilige Gees. En ek vertrou die Here om 'n groot en magtige werk te doen in ons gemeente. Wat vir my so kosbaar is dat baie mense van ver af kom ook om die diens by te woon. Mense kom van heinde en verre, vlieg in om daai diens by te woon. En ek het gewonder hoekom? En iets het dit in my hart geval hierdie week dat mag daar 'n vuur aangesteek word wat in die res van Suid-Afrika ingaan en mense se lewens verander word. Amen. Kom aan, wie glo dat die oes is reg en gereed sodat die Here werk sal doen in ons midde en ook in die lokale gemeentes reg oor Suid-Afrika. So maar vanmôre wil ek iets koppel aan die laaste 4 dienste wat gehandel het oor die Heilige Gees. Vanaand spesifiek gaan ek bedien rondom die spreek van vreemde tale. Ek wil lering gee oor the speaking in tongues. Wat sê die woord? Kom aan kerk, spreek in vreemde tale is iets normaal. Skrif sê so. Amen, vir kind van God. Daar's baie onduidelikheid, baie vrae rondom dit. Maar vanaand, ek dank die Here dat die Here het hierdie week wat verby is, ook mense hier by die gemeente gedoop, vroegmôre met die Heilige Gees. So, is God nie getrou nie, amen. Come on, God is good. Wil jy nie saam met die Here net 'n lofoffer gee? Hy is steeds 'n waarmaker van sy woord nie. So ek wil vanmôre saam met u reis net deur die Bybel en ek wil spesifiek praat oor die teenwoordigheid van God. Die teenwoordigheid van God. En spesifiek gaan ons 'n bietjie kyk na die ark en dit wat God sê. So be with me. Reis saam met my. Ons gaan 'n bietjie reis doen deur die Bybel en ons gaan daarna kyk. Dit was nog altyd die plan van God om onder sy mense te woon. Ek wil weet tot ek 'n amen kry. Dit was nog altyd die plan van God om onder die mense te kan woon. Het die Here dan nie gesê ek gaan vir julle plek voor te berei nie. Ja man, ek kom weer terug. So die Here wil met ons tyd spandeer, wil by ons wees. Dis die mens wat onttrek, nie God nie. Kom aan. Sê die woord van die Here nader tot my en ek sal tot jou nader nie. Ek dink dis die mens wat soms wegdwaal van die Here af. So ons gaan spesifiek blaai, ek het baie om te sê, ek gaan dit probeer in 'n zip file gee vanmôre. So blaai saam asseblief na 1 Kronieke toe. 1 Kronieke gaan ons lees 13 vers 1 tot 14. Begin ons mee vandag as die basis van hierdie woord 1 Kronieke 13. En ek is lief vir Dawid en Dawid se bediening. Ek lag so nou die dag, ek en Dok Ry 'n gesprek gehad. Wie sal ons eers mee praat as jy in die hemel kom? Met wie gaan die eerste gesprek voer? En dit was nogal 'n groot debat rondom wie sal ons wat se vrae waar vra maar nou ja, dis 'n preek vir 'n ander dag. So as jy daar is 1 Kronieke 13 gaan ons saam lees vanaf vers 1 tot 14 en 'n baie kosbare gedeelte in die woord. En Dawid het raad gehou met die owerstes oor 1000 en oor 100 met elke bevelhebber. En Dawid het aan die hele vergadering van Israel gesê: "As julle dit goed vind en dit van die Here ons God is, laat ons versprei en na ons broers stuur wat nog oor is in al die landstreke van Israel. En saam met hulle na die priesters en die leviete in die stede waar hulle weiveld het. Dat hulle by ons bymekaar moet kom en laat ons die ark van ons God na ons toe oorbring." Want in die dag van Saul het ons daarna nie gevra nie, hoe tragies, dat Saul nie vra vir die ark van God nie. Dat Saul nie vra oor en 'n bekommernis in sy hart het. Dis half asof daar 'n verwaarlosing is van Saul. Ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk oor die ark en die teenwoordigheid van God.
Hy sê, in die dae van Saul het ons daaroor nie gevra nie. Toe sê die hele vergadering dat hulle so moes doen. Want die saak was reg in die oë van die hele volk. En Dawid het die hele Israel versamel, van Sihor in Egipte af tot by die ingang na Hamat, om die ark van God uit Kirjat Jearim te gaan haal. Daarna het Dawid met die hele Israel opgetrek na Baala, na waar die naam uitgeroep is. En hulle het die ark van God, hoor mooi, op 'n nuwe wa vervoer uit die huis van Abinadab. En Ussa en Ahio het die wa gedrywe. En Dawid en die hele Israel het voor die aangesig van God met alle mag gespeel, sowel as met liedere, as met siters en harpe en tamboeryne en simbale en trompette. Toe hulle by die dorsvloer van Kidon kom, het Ussa sy hand uitgesteek om die ark vas te hou, want die osse het gestruikel. Daarop het die toorn van die Here ontvlam teen Ussa, en hy het hom getref, omdat hy sy hand na die ark uitgesteek het, sodat hy daar voor die aangesig van God gesterf het. En Dawid het ontroer geword, omdat die Here 'n skeur aan Ussa geskeur het. Daarom het hy daardie plek genoem Peres Ussa, tot vandag toe. En Dawid het daardie dag vir God bevrees geword en gesê, hoe kan ek die ark van God na my toe bring? Daarom het Dawid die ark nie by hom in die stad van Dawid laat inkom nie, maar dit laat wegdraai na die huis van Obed-Edom, die Getiet. En die ark van God het by die huis van Obed-Edom in sy huis gebly 3 maande lank. En die Here het die huis van Obed-Edom geseën met alles wat hy gehad het. Net tot sover. Wat 'n kosbare gedeelte en 'n kosbare woord. Ek wil weer eens kom, van die begin van skepping af, was dit God se plan in die tuin van Eden, om onder die mens te wandel. Dit was sy plan. Dis hoe God dit wou gehad het. En is dit so kosbaar om te dink aan daai skrifgedeelte daar in Genesis 3, waar Jesus, en ek lees jou 3 vers 8, en hulle het die stem van die Here gehoor terwyl hy wandel in die tuin van die aandwyntjie, en die mens en sy vrou het hulle verberg voor die aangesig van die Here tussen die bome van die tuin. God wou met die mens tyd spandeer in die tuin van Eden. Dit was die plan uitgesit tot sonde ingekom het. En ons almal weet dat sonde, sê die woord van die Here, bring 'n skeidsmuur tussen ons en God. Wie het dit al so beleef? Kom aan kerk. Sonde bring 'n skeidsmuur, kan ek amen kry. Sonde, sin bring 'n muur, 'n skeiding tussen ons en God. Maar die plan van die Here was van die begin af dat God onder die mens wou woon. Plan van God. Selfs tot by waar Jesus Christus gesterf het aan die kruis en die lam geword het wat vir ons geslag is, sodat die Here by ons en Jesus Christus wat by ons kom woning maak, het hy op aarde, het hy op hierdie aarde gewandel, en daarna die skeur van die veil, die voorhangsel het geskeur het. En nou kan ons vrye toegang hê na die teenwoordigheid, through the blood, into the presence of God. Amen. Deur sy bloed het ons vrye toegang nou, om na die Here toe te gaan. Maar dit was die plan van die Here, en die Here het met Moses begin spreek, by die berg van Sinai. So ons reis vir die ark, totdat ons gekom het by hierdie gedeelte in Dawid, begin ons terug na Genesis toe, Exodus 25 toe. God praat met Moses in Exodus 25 en hy begin met Moses te deel en sê, luister Moses, ek wil onder julle woon. Julle moet vir my 'n tabernakel, julle moet vir my 'n plek maak, 'n woning maak, sodat ek onder julle kan woon. En daar spesifieke spesifikasies wat bymekaar gesit is, hoe God dit wou gehad het en dit bepaal het. So 25 praat hy van die opdrag, sê hy vir Moses, ek wil onder julle woon. Ek love daai woord in Engels. I want to tabernacle with you. Met ander woorde, God wil by ons woon en woning maak. Ek het vir jou nuus kerk, ek glo steeds as kind van God, dat die God woon onder die lofsange van sy volk. Ek glo steeds dat God kan hier wees en hy is reeds hierso, deur sy gees vanmôre in die kerk, and we can experience the presence of God, terwyl ons hom eer bring. Ek wil weer eens sê, daar is nie vanmôre 'n openbaring in hierdie woord, wat ek kan bring, wat God nog nie gehoor het nie. Maar wanneer die kinders van die Here, hulle hande opsteek in aanbidding, en in praise and worship, God se naam groot maak, dis dan wanneer God luister, en kom woon onder sy lofsange. Ek glo steeds, dat in die teenwoordigheid van die Here,
is daar genesing en vrymaking en doping van sy gees. Ek glo steeds dat in sy teenwoordigheid, ek love it wat David skryf, hy sê in Psalm 16, in the presence of the Lord, there's fullness of joy. Daar is steeds blydskap in die teenwoordigheid van die Here. Hoe is dit moontlik dat die kerk van vandag die teenwoordigheid van die Here mis? Is dit nie so dat ons dalk te haastig geraak het om by die huis te kom and not spending enough time with him? Die opdrag kom en God gee vir Moses opdrag en hy sê vir hom, luister, ek wil onder julle kom woon. Ek wil onder julle wees. Jy kan nou gaan kyk na hoe hy die volk en later opgedeel het rondom die tabernakel en rondom die ark. En die ark was die plek gewees waar hy gesê het, ek gaan daar by julle kom woon. Dit sal die plek wees waar ek met julle ontmoet. En is dit vir my so interessant om te dink dat die hele Israel laar opgeslaan het in die middel van waar die tabernakel is. Die tabernakel, it was the center point of where they stayed. Dit was die middelpunt gewees van hulle lewe. Is dit daar waar God met 'n wolkkolom deur die dag getrek het en 'n vuurkolom deur die dag. They always knew God was in their midst. God is in hulle midde. En hy is steeds Ebenezer, of nie Ebenezer, Immanuel, God is met ons. Hy is steeds met ons. Die instruksie kom. Ekskuus, Rihanna, net gou een terug. Die opdrag kom. En in Eksodus 31 vers 1 tot 6 gee hy spesifiek opdrag oor die ark, wie hierdie ark moes bou. En hoe hy moes gemaak het, blueprintplan, en hoe hy moes gemaak het, en ook wie dit moes gebou het. Nie enige Jan Rapp en sy maat sou hulle hande hierop sit nie, maar het sou mense gewees het met skill, ambagsmanne, en jy kan gaan lees daarso, 37 vers 1 tot 9, het die konstruksie gekom, waar God die instruksie gee oor die hout, akasia hout, wat moes gebruik geword het, om die ark, die versoendeksel, die gerubs, alles het spesifikasies gehad, en ek het nie vanmôre genoeg tyd om by elkeen van daai stil te staan nie. En hierna, die prentjie hierna, wys vir ons dis hoe die ark gelyk het, min of meer uitgeprent en uitgebeeld soos wat God het bepaal het. En die ark het altyd verwys na Jesus. Die ark was 'n verwysing na wie Jesus sou wees. Hierdie hout van hierdie ark moes akasia hout gewees het. Ek hou van wat die betekenis van akasia hout, en vergewe my vir die Engels daarvan, maar hy sê it was incorruptible wood. Dit was verwys na Jesus, en die goud, dit het gewys na die hout, na die menslikheid van Christus Jesus. Die goud, die goddelikheid van Jesus. Die hout sou ons herinner, dat alhoewel dat Jesus as mens sou dors word, maar die goud sou ons herinner dat hy die lewende water is, wat vir ons dors sou les. Die hout sou die herinnering wees, dat Jesus het honger geword, amen. Maar die goud sou ons herinner, die volgende, dat hy is die brood van die lewe. Die hout sou ons herinner, dat hy seun van mens was, maar die goud sou ons herinner, dat hy die seun van God was. Verwysing na wat die tabernakel moes, die ark moes wees. Spesifikasies is dit uitgesit. Daar was ook die volgende opdrag wat hulle gegee het, was dat hierdie ark moes op 'n spesifieke manier, die ark moes op 'n spesifieke manier gedra word. Volgende een, sou gewys het dat nie enige persoon sou hierdie ark kon dra nie. Daar moes goue ringe gewees het, wat gemaak geword het, sodat hierdie ark op die skouers, hoor mooi, op die skouers van priesters moes die ark gedra gewees het. Nie op een of ander manier nie. Die priesters sou kom en hulle sou die ark opgetel het op hulle skouer en hulle sou hierdie ark gedra het. Spesifiek, luister mooi, dit moes gemaak gewees het sodat ons kon beweeg. Die teenwoordigheid van God moes beweeg. Hoe Pinkster, julle mis dit. Die ringe is so gedesign dat die presence of God was on the move. God se teenwoordigheid is, hy is alomteenwoordig. Altyd aan die beweeg. In my lewe, in die kerk, oralste. His presence is on the move. Verder, die priesters moes dit dra, goue ringe, spesifikasies moes daar wees. Nou nog mooier, daar moes sekere dinge binne in
die ark gewees het. En ons almal, ek wil net gou vinnig deur by daai dinge stil staan. Volgende een sou gewys het. Die ark het 3 dinge gehad wat binne in die ark. God het gesê, ek sal jou spesifiek wys wat binne in hierdie ark moes wees. Hoe dit moes wees, wat daar binne gewees. Hebreërs 9 vers 4 sê, waarin 'n goue wierookbak was, en die ark van die verbond rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die goue kruik met die manna was, en die staf van Aaron wat gebloei het, en die tafels van die verbond. Dit moes binne in die ark gewees het. Nou nommer 1, die manna was vir my so interessant, dat manna beteken, jy gaan vir gou gewys daar so, Rihanna, manna verwys, jy kan dit gaan lees, Eksodus 16:33, en manna in Hebreëus beteken spesifiek, wat is dit? Luister mooi, manna, wat God voorsien het vir die volk in die woestyn, dat hulle kon eet daagliks, amen, hulle kon van die manna, dit was voorsiening vir hulle, gee ons vandag ons daaglikse brood, dit was hulle daaglikse voorsiening, so hierdie voorsiening moes in die bakkie gewees het, binne in die teenwoordigheid en voor die teenwoordigheid van God. Met ander woorde, daar sal altyd voorsiening wees in die teenwoordigheid van God. In God's presence, there's always a supply. Daar sal altyd wees in His presence. Die manna was daar gewees en dit beteken so mooi. Wat is dit? Nou, dis vir my kosbaar om te dink. Wat is dit? Was in die teenwoordigheid van hierdie ark gewees. Wat het jy nodig? Wat is dit? Wat een ek nodig het vandag? In His presence, He will always supply every need. Wat is dit wat jy nodig het vanmôre? In His presence, God will supply. Nommer 2 was daar gewees, die staf van Aaron, wat gebod het. Ek het dit gaan lees in Numeri 17 vers 10. Die stawwe was al gelees, en jy kan daar 'n hele gedeelte gaan lees, en Aaron se staf, die staf, wat afgesny is van sy wortels, wat 'n dooie tak was, waar daar gelê het, afgesny, in die teenwoordigheid van die Here, het hierdie staf, wat gebuig is om 'n staf te wees, het begin bot. Die volgende môre, toe hulle by hierdie staf kom, het hierdie staf gebot. Is dit nie kosbaar om te dink? Hy het nie net gebot nie, maar hy het ook amandels uitgestoot, volgroeide vrug amandels. Met ander woorde, wat verwys dit vir ons? Dit verwys dat in die teenwoordigheid van die Here, dit wat dood is, kan lewe kry in the presence of God. En God se teenwoordigheid, herlewing is moontlik in the presence of God. Halleluja. Jy kan herleef. En is dit nie nog kosbaar om te dink nie, dat in die teenwoordigheid, daai staf wat gelê het volle gebod. Met ander woorde, hy het vrug gedra in die teenwoordigheid van die Here. Hy het gegroei tot maturity in die teenwoordigheid van die Here, of die ark. In the presence of God. Die derde enetjie was waarop was, die kliptafels. Kliptafels moes hierin gewees het, Deuteronomium 10 vers 2, en ons almal weet wat gebeur het rondom die kliptafels, en dit verwys na die wet, en nie net die wet nie, maar die woord. Dit sou rigting gegee het. Dit sou rigting gewees het. So, watter kant toe moes gegaan het, watter kant toe die teenwoordigheid van die Here gegaan het, die ark gedra, die priesters gedra het, die woord sou altyd rigting gegee het vir hulle om te beweeg. Is God se woord nie steeds die rigtingwyser vir die tyd waarin ons bly nie? Kom aan. Ons kan nie verby hierdie kom nie. Hierdie is steeds 'n rigtingwyser. Amen. Maak asseblief jou buurman wakker, ek sien hoe sit en slaap hy. Spreek van die voorsiening. Halleluja. My notas bietjie verder gaan. En dan nommer 3 was die versoendeksel. Die versoendeksel was daar gewees. Die volgende een wys. Die versoendeksel. En daar was 2 gerubs gewees. Die versoen, al hierdie wat binne in die ark was, het die versoendeksel opgekom, waarby die priester 1 keer 'n jaar gekom het en die bloed op gesprinkel het. 7 keer oor gesprinkel het. Oor die versoendeksel. 2 gerubs het bo oor hierdie ark gestaan. En ek het nie vanmôre genoeg tyd om lering te gee hieroor nie. Maar is dit nie baie interessant dat hierdie 2 gerubs wat so gestaan het verwys ook, is dit nie so dat in Johannes die 20ste hoofstuk, toe hulle kom by die graf, was daar 2 engele wat daar was, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een aan die koppenend en een aan die voetenend. Dis waar die liggaam van Christus was, wat nie meer daar is nie, want hy het die versoening geword vir ons.
man, we're going to get there. Ek kan nie nou met dit. The mercy seat was daar gewees. Verder het kom hulle met hierdie, dis die design. God gee Moses die blueprint plan van hoe hierdie ark moes lyk. En hierdie ark het perfek uitgesit en nou is Moses moes die volk uit, hulle is vir 40 jaar in die woestyn. Die volgende slide se gewys het, hulle kom nou en hulle uit Egipte uit en hulle het aan die woestyne opgetrek en hulle kom by die Jordaan. En hulle kom by die Jordaanrivier. Ek wil jy moet wakker wees oor hierdie een. Hulle kom by die Jordaanrivier. Die Jordaanrivier is in vloed. Dit vloei. Die priesters het die ark van God op hulle skouers stap. Die hele volk is besig om saam te trek. Kom by die Jordaanrivier en hier is die Jordaanrivier in vloed. Aan die kant was dit hulle die ou land, dit wat hulle gewoond is. Aan die ander kant is Kanaan. Kanaan is aan die ander kant. Die beloofde land, die beloftes van die Here. Dis alles vir hulle te kry, maar hulle kan nie aan die ander kant kom nie. Dit is in vloed. Is dit interessant om te dink dat die Jordaanrivier is 209 meter onder seespieël. Dis die laagste rivier wat jy kry ter wêreld. 360 kilometers lank hierdie rivier. Maar die laagste plek op aarde, it's the lowest place wat jy kry, die laagste rivier. En Josua gee opdrag en hy sê, hulle slaan toe nou kamp op, want hulle kan nie deur die rivier trek nie. Josua 1, 2 en 3. Hulle kan nie deurtrek nie, hulle is vas. En op die 3de dag sê Josua vir hulle, kom, sit die ark op die priesters. En ons gaan deur die rivier trek. Hy sê vir die volk die volgende. Ek wil dit gou-gou vir jou lees. Hy sê daar vir hulle. Hy sê julle het gister en eergister nie op hierdie plek deurgetrek. Hy sê en aan die einde van die 3 dae die opsigters die laar deurgegaan en aan die volk bevel gegee en gesê net soos julle die verbondsark van die Here, julle God sien en die Levitiese priesters wat hom dra, moet julle van julle staanplek af opbreek en agter hom aantrek. Die 3de dag, dis die 3de dag gewees, kom hierdie verbondsark nou, en hulle gaan hom nou trek deur die Jordaanrivier. En Josua gee die opdrag, hy sê vir hulle die volgende, in Josua 3 vers 4, maar laat daar 'n afstand van omtrent 2000 el tussen julle en hom wees, kom nie naby hom nie, sodat julle die pad kan weet, waar julle langs moet trek, sê Josua die opdrag, hy sê volk luister, julle moet 'n paar el terug staan. Dis ongeveer amper 'n kilometer as jy dit gaan uitwerk terug. 900 meter moet julle terug staan. Julle gaan dophou. Want hoekom? Pad kan waar langs julle moet trek. Want gister en eergister het julle nie met hierdie pad getrek nie. Met ander woorde sê Josua vir die volk, nou gaan ons met die ark deur die rivier trek. En toe die priesters hulle voete in die rivier sit, het die rivier oopgegaan. Dit het gestop. Because the presence of God was going forward. En hulle het in die teenwoordigheid van die Here, Josua sê vir hulle, julle het nie gister en eergister hierdie pad gestap nie. Julle weet nie hoe dit is nie. Maar julle gaan aanskou wat God vir julle gaan doen. En hoe hy dit vir julle gaan uitwys. En toe die ark op die priesters se skouers is, op die 3de dag, there's something about the 3rd day. Hallelujah. En Jordaan praat ook van transisie. En toe die priesters hulle voete in die rivier sit, toe sit op droë grond, halleluja, en die volk kon daar deurtrek, and the presence of God was going before them, en het vir hulle pad gemaak, sodat hulle daar deur kon trek. Sy teenwoordigheid het voor hulle uitgegaan, en Josua het ook vir hulle gesê, julle moet dit aanskou, kyk daarna, sodat julle kan weet, God is in julle midde, God is in jou midst. Ja, oké, nou is die ark verby, Moses die opdrag kry, Josua het die ark, en nou gaan hulle vorentoe, en hulle sou hier 7 van hulle grootste vyande ontmoet in Jericho. Jericho was een vir hulle, die mure van Jericho, ek kan dit gaan lees, maar dit was my so kosbaar om daaroor te dink, ek gaan vinnig stil staan. Toe die mure van Jericho val, 6 dae lank, moes hulle een keer op 'n dag rondom die mure van Jericho stap, en daai mure het bly staan. Maar die ark van die Here, die teenwoordigheid van die Here, was daar gewees op die 7de dag, sou hulle 7 keer omgetrek het, and the presence, gaan lees daar, die ark was in die middel van Israel gewees, en toe hulle 7 keer omgegaan het die mure van Jericho geval, en dit het in die grond in verdwyn. Why? Because the presence of God was in their midst. God het die opdrag vir hulle gegee. En Josua het ook vir hulle gesê, julle moet dit aanskou, kyk daarna, sodat julle kan weet, God is in julle midde.
Nou is die volgende een, nou is die ark is daar en dat lees weer vir hom later in sy resting place in Shiloh. Die volgende een gaan vir jou wys, nee, in Shiloh sou hy gewees het, nog so 2 keer terug. Daar is die ark. 369 dae. 369 dae sou die ark gebly het in Shiloh, waar hy 'n rusplek gevind het. Vir 369 dae was hy daar. Op die voorgrond kom Eli en sy 2 seuns, Hofni en Fineas. Jy kan die volgende enetjie wys. En hierdie 2 seuns het geen agting gehad ook vir die heilige dinge van God nie. Hofni en Fineas, hulle het verskriklik gewandel, maar nietemin, hulle kom in 'n geveg betrokke by Ebenezer. En toe hulle by Ebenezer kom in die geveg, toe moes hulle die ark van God bring. Hulle sê, bring die ark van God. Sy teenwoordigheid, bring, dat ons die ark in die laar kry. Toe die ark in die laar gekry is, toe is daar 'n geskree. Die Filistyne wonder, what's happening? En hulle begin te sê, maar die God se teenwoordigheid het ingekom tussen die volk. Die ark is daar. En toe die ark in die middag gekom het, die krygsgeskree daar was, sê die Filistyne, sê die hoof van die Filistyne, ons moet veg. Hulle God het in die laar gekom. Hulle God is daar by hulle. Dieselfde wat die pla op hulle beteken het. Hy is nou hier in hulle midde. Hy sê ons moet nou veg. Manne, julle moet dapper wees. En wat gebeur? Israel sneuwel. En die ark word gevange geneem. Die Filistyne vat die ark weg. Toe die ark weggevat is, kom daar 'n boodskapper gehardloop na Eli toe. En dan kom daar by Eli en sê vir hom, luister, dis weg, dis gone. Die ark is gesteel en jou 2 seuns, Hofni en Fineas, hulle is albei dood. En Eli het gegaan, die Bybel sê hy was swaar en oud gewees, sy oë was al styf in sy kop. Hy het geval agteroor, sy nek gebreek. Die vrou van die Hofni of Fineas hoor dat die ark is weg. En dit wat gebeur het, sy's ver swanger, sy begin te baar, kraam net daarso. En sy sê, kom ons begin lees daai gedeelte in Samuel. Toe sy kraam, sy gee nie om oor die kind nie, sy sê, die ark van God is weg. Die glorie is uit ons midde uit weg. Die teenwoordigheid van die Here is weg. En sy kraam, en luister wat noem sy daai kind? Sy noem daai kind Ikabod. Wat beteken die glorie van die Here is weg. The glory has departed. En die teenwoordigheid van die Here is weg. En hierdie ark is vir 7 maande by die Filistyne. En die ark, die teenwoordigheid van die Here, hulle vat hierdie ark, gesit dit in die teenwoordigheid van hulle afgod Dagon. En jy weet wat gebeur het met Dagon? Plat geval op sy gesig. En het hom weer opgetel, die volgende môre sy arms afgebreek, because God does not share his presence with other gods. Amen? I will serve no foreign God. Hallelujah. God does not share that. En hier is hulle nou, hulle stuur die ark terug, na 7 maande, en sê, ons wil nie hierdie hê nie. Nou hier kom ons by die verhaal, wat ons nou van gepraat het. Nou Hofni en Fineas het hulle hom nou teruggestuur, en hy het vir 20 jaar lank in die huis van Abinadab gebly. 20 jaar was die ark daar gewees. Saul het nie gevra waar is die ark nie. Koning Saul het nie veel agting gegee oor hierdie. Hy het tot gegaan, luister mooi. Almal ken die verhaal. Hy het nie eens gaan vra vir die raad van God, die sê die woord van die Here, maar hy het gegaan na die heks van Endor om raad te gaan vra. The presence of God was not there. Maar Dawid sê die volgende. Dawid sê, my oë sal nie rus, sê in Psalm geskryf, voordat ek nie 'n plek gekry het vir God, 'n woonplek gekry het vir God nie. My oë sal nie rus nie. Ons het die heerlikheid van die Here weer nodig. Waar is die ark van God? We need God in our presence. God moet terug. Ons soek die Here se teenwoordigheid en hy maak 'n plan bymekaar en hy sê, luister hierso, kom ons kry mense bymekaar en ons kry almal bymekaar hierso om die ark te gaan haal. 30,000, luister, 30,000 manne kom bymekaar, vat die mense en stap oor na die huis van Abinadab toe. Die Bybel sê dan, hulle het gegaan en 'n nuwe wa design om die ark
te vat en dit op die water laai en dit te bring na Israel toe, op 'n nuwe wa. Ek wil dit vanmôre sê, al maak hulle die beste wa uit goud, dit was nie die design hoe God dit wou gehad het om die ark terug te bring na Israel. Die ark was altyd gemaak gewees om op die priester se skouers te gesit het, maar hy het die prent gesien by die Filistyne, hoe hulle die ark gebring het, en hy het gedink hy gaan dit op presies dieselfde manier doen. En terwyl die ark besig is om te kom, hier na hulle toe, is Ussa besig, en hy hou die ark vas, en iewers toe kom hulle op die dorsvloer, en die ark is besig om te struikel, en Ussa gaan om die ark te keer, sodat dit nie val nie, en God slaan vir Ussa mors dood net daar. En ek het altyd gewonder oor hierdie, want Ussa het dan 'n goeie ding probeer doen. Kan ek gou iets sê? Nie alles wat goed is God nie. Probeer die ark keer, God slaan hom mors dood net daar. En Dawid sê, hierdie kan nie na ons toe oorkom nie. Hierdie kan nie na ons toe oorkom nie. En hulle gaan, en hier kom hulle by die verhaal van Obed-Edom. Gaan klop aan die huis, aan die deur van Obed-Edom, en sê, Obed-Edom, imagine hoe daai man, toe hy die deur moes oopmaak. Hier staan 30,000 mense buitekant, vlakte sin. 30,000, en hy sê, luister hierso, ons wil die ark, die teenwoordigheid van die Here, wil ons in jou huis bring. Imagine this. Dit wat vir Ussa doodgemaak het, wil ons in jou huis bring. Ons wil dit in jou huis bring. En Obed-Edom doen die volgende, hy maak plek vir die teenwoordigheid van God in sy huis. Toe die ark in die huis kom, sê die woord van die Here, dat hy het vir 30 of 3 maande, 90 dae, gebly by Obed-Edom. En die Here het die huis van Obed-Edom geseën, because hy het die deur oopgemaak vir die teenwoordigheid van die Here om in te kom. To be in his house. Ek wonder wat het gebeur vir daai 3 maande in die huis van Obed-Edom. Vir net 3 maande. Think about this. Kerk, hoor gou. Ussa, wat doodgeslaan is, sy ouers se huis het die ark gebly vir 20 jaar. Vir 20 jaar, terwyl die ark in hulle huis was, het hy nooit geleer hoe dit is om met heilige dinge te werk nie. He never learned about the holy things of God. Nooit dit geleer nie. Maar Obed-Edom, wat die deur oopmaak vir die teenwoordigheid, 3 maande, toe bless die Here hulle. 3 maande, toe begin dinge verander. Net 3 maande. Hierdie woord kom uit, maar dan jy kan so lank vorentoe kom. Hierdie woord kom uit. Ek wonder, Adrian, waar is Adrian hierso? Adrian, kan ons die aircons afsit? Kry jy warm? Kan ons dit maar 'n bietjie afsit? Sal dit oukei wees? Weet jy wat, net ek is warm kry. Maar ek sien 'n paar mense se oë trek baie skei. Dis moegheid in die aircons hierdie. Ek sien, en dis nie mooi gesigte nie. Ek sien mense probeer konsentreer. Weet jy of ek wil die aan die slaap prik of die aircons, so ek neem maar aan as die aircons. Amen. Gaan dit afsit. Asseblief as dit net kan afkry. Dit kom by Dawid uit. Die volgende prentjie wys, Rihanna. Dit kom by Dawid uit, dat die Here die huis van Obed-Edom geseën het. Die huis van Obed-Edom is blessed, en Dawid besef, ek soek die ark van God terug in Israel. Ek soek die ark en die teenwoordigheid van God terug by die huis. Dit moet hiernatoe kom. As Obed-Edom sy deure oopgemaak het vir 3 maande lank, en God hom so geseën het in 3 maande, dink het wat kan God doen met die huis van Israel, as hy permanent hier bly. En die fout wat ons gemaak het is, ons het 'n nuwe wa probeer kry. Ons het 'n nuwe wa design om die ark van God te bring. Ek wil hierdie gou sê, dit maak nie saak hoe nuut ons probeer dit maak nie. Hoe nuut dit is in die kerk nie. Hoe nuut ek dink baie keer op buitekant as dat mense dink dis rook of hierdie smoke machines en ligte en meer die en meer daai to bring the presence of God back.
Ons kan 'n nuwe wa probeer design soveel soos wat ons wil. God het 'n manier to have his presence among his people. En Dawid kom agter maar ons het 'n fout gemaak. Het was nooit gewees dat die ark op 'n nuwe wa moes bevoer word nie. Maar die ark moes op die priesters se skouers klim. En hy kry die priesters en hy sê toe hulle die ark gaan haal in die huis van Obed-Edom en hulle sit dit op hulle skouers. Die Bybel sê baie duidelik, elke 6de tree wat hulle gegee het die priesters, 2, 3, 4, 5, 6, elke 6de tree het hulle 'n bees geslag en geoffer na God toe. Every 6th step. Geoffer. En Dawid het voorgestap en ek love hierdie. Dawid stap voor en die Bybel, almal dink altyd Dawid was kaal geweest. Dawid was nie kaal nie. As jy die skrif reg lees. Dawid het sy koningskleed uitgetrek en het sy priesterskleed hier aangehad. En toe hy, die Bybel sê baie duidelik, toe die ark kom, nader kom elke 6de tree, wat het Dawid gedoen? Hy het begin dans voor die ark van die Here. He was dancing in the presence of God. Die Bybel sê hy het begin dans. Weet jy hoe nie? Hy dalk minder ritme as ek, I don't know. Hy is ook 'n worshipper, so hy begin dans voor die ark van die Here. He started dancing in the presence of God. Hy geskryf het later, in the presence of the Lord there's fullness of joy. En hy begin te dans voor die ark van die Here. Soos by die ark kom, he started dancing in the presence of God. Hallelujah. En ek dink oor hierdie volgende, think about this, sy vrou, Micha hou hom dop, terwyl hy dans, voor sy diensmeisies en almal. He doesn't care who sees him. Hy gooi. Hy is so bly want die ark van die Here is besig. It's coming back to Israel. Hallelujah. The glory of God is coming back. The glory of God is coming back. En hy dans, maar Micha hou vir hom dop. Die Bybel sê die venster uit. En ek wonder hoe sy ek wonder hy kyk. Jy weet as 'n vroukie jou kyk gee, jy weet jy is uit lyn uit. Ek weet al maar gekry manne, weet al wie kan hy kyk? Kan ek 'n amen kry? Waar is die ander? Moenie nou amen sê nie, anders het ek beraad hierdie week. En dan sê and the following happened. Sy hou vir hom dop. En die Bybel sê so mooi dat sy het hom verag. Because he was dancing. En Jesus is kosbaar om daaroor te dink. Hoe kry jy dit reg? Hy kom by die huis. Honey, I'm home. Lekker gedans, né? Maar Kitty, dis mos wat jy doen. En hier dans hierdie Dawid nou gedans voor. En ek love it wat hy sê. Hy sê I'll do it again. Vir my gaan dit oor die heerlikheid van God. Is terug in ons midde. Gaan lees jou Bybel. Die Bybel verwys nooit na haar as Dawid se vrou nie, maar die dogter van Saul. Why? Want Saul se maniere het by sy dogter afgespeel. They had nothing for the glory of God. But David was a worshipper. Toe hy sy kleed uittrek, die Bybel sê he took off his kingly robe. Hy strip hom van posisie. Hy strip hom van titel. Hy strip hom van wat mense van hom gaan dink en sê. En hy sê, Here, here I am. Hier is ek om te worship. Because the glory of God is back in this place. Geen nie om wat mense van my dink nie. Nou hier's Quintus. When I'm in the presence of God, gee ek nie om wie wat sê nie. I'm in His presence. If you understand where I'm coming from, you will understand my worship. Hallelujah. As jy weet waar God my uitgehaal het, sal jy my aanbidding verstaan. Hallelujah. En die heerlikheid van die Here kom terug. Elke 6de tree. The glory of God is coming back. So hier los dit vir ons vanmôre. Hier los dit by ons vanmôre. Luan, kom hier so. Kom hier so. Christo, kom hier so. Die laaste prentjie. Kom hier so. Staan hier so, Christo. Luan staan hier so.
Staan jy hier? Lee, I need you, brother. Don't sit in the front wanneer ek preek, broer. Ek gebruik jou. Jy's 'n prop as ek jou gebruik. Where's my jacket? Dis my gebed vir lewende woord Parow. Dat hierdie gemeente bekend sal staan ook as die plek waar God ons ontmoet. Waar God ons ontmoet en ons in sy teenwoordigheid is. We've got reverence for who God is. En ek wil hê ons moet die linkervoet eerste gee, manne. Linkervoet eerste. Maak as weer daai ark op jou skouer het. Dis in die middel. Hou vas. Step with your left foot. 6 paces. Look at this. Dawid het begin dans voor die Here. En hierdie ouens het die ark saamgebring in die heerlikheid van die Here. David was dancing, for the glory of God came into that place. Die heerlikheid van die Here is in daai plek. Ek bid vandag dat die Here, dankie manne. Jy was vanaand die beste props wat ek in my lewe gesien het. I want to finish up with this. Ek wil nie klaar maak meer. Toe die klop kom, toe sê Obed-Edom, bring it for me. I want His presence in my house. I want His presence in my house. I want His presence at lewende woord Parow. Dat mense hier sal inkom en hier, they will feel His presence. Dat mense hier sal instap en sê, there's something different about this place. Daar's iets anders rondom hierdie plek. Dis 'n plek waar God ons ontmoet, halleluja. Dis 'n plek waar die Here se teenwoordigheid is. Ek sluit af met hierdie. Die ark van God is daar nie meer nie. Maar nou, die voorhangsel het geskeur. Ons het vrye toegang. Nou sal dit op ons skouers sit as wat? As 'n tempel van die Heilige Gees. Where I walk, the presence of God walks with me. Ek is in sy teenwoordigheid because He walks with me. He talks with me. Halleluja. Die Heilige Gees sal nie net in my bly nie, maar ook op my wees. Halleluja. So I'm in the presence of the Holy Spirit. I'm a temple of the Holy Spirit. Is hier iemand vanmôre wat sê, Here, ek soek meer van U in my huis. I want more of You. As die Here vanmôre kom klop, hy sê hy kom staan by die deur en hy klop, en hy staan buitekant die kerk. Vanmôre sê lewende woord Parow, Here, ons wil seker maak U's nie buitekant nie, maar U is binnekant hier by ons ook. Ons soek nie nuwe waas nie. Ons soek nie nuwe maniere nie. We want that all-time religion. Hallelujah. Ons soek daar waar die vuur neergeval het and people started cheering. Daar's genesing in sy teenwoordigheid. Ons soek die nuwe maniertjies om die teenwoordigheid van die Here. Ons soek die rookmasjiene en nog beter timers. That's not what we are here for. Ons is hier to be in the presence. In His presence. Dis hoekom ons by mekaar kom. Not to have a good time. Maar wanneer ons in die worship is, we are standing on holy ground. Hy is hier, halleluja. As dit nie nodig om na 'n ark toe te gaan, iewers te nie. We are standing on holy ground. Dis God se woord vandag vir ons as gemeente. Ek weet wanneer ons die klop en die deur oopmaak en sê, Here, more of You. Kom in, Here. Sal dinge by die huis begin beter gaan. Sal dinge by die huis okay wees. When His presence is in the house, sal dinge beter gaan met die kinders. Bietjie minder die Netflix aansit en bietjie meer tyd by die Here spandeer. Kom aan, waar is iemand in die kerk vanmôre?
bietjie minder die blikskottel aan hê. En